Welkom by Kraakvars uit die kraal, waar ons saamgesels oor die wortels van ons geloof, daai goed wat vir ons belangrik is. Ons tema hierdie week gaan oor kontemplasie, en as deel daarvan word ons so 'n bietjie elke dag saam stil met 'n stuk Lectio Divina, dit wat Pieter ook vir ons Sondag in die erediens begin aanraak het. En daarom wil ek jou nooi om, daar waar jy is, sommer net bewus te word van God se teenwoordigheid. Dalk is jy in jou kar, dalk is jy by die kantoor, dalk is jy in die gerief van jou huis. Maar word bewus daarvan dat God by jou is, dat God in jou woon deur sy gees, en dat jy nou in God se tyd ingaan, soos wat jy ook na hierdie stuk Lectio Divina luister en ook gaan beoefen. Ek lees vir ons uit Markus 2 uit, die roeping van Levi. En voor ek lees, sommer net enkele gedagtes. Levi was natuurlik 'n tollenaar. Hy was dus gehaat deur sy mense het hom nie aanvaar nie, hy was beskou as onrein. Hy was een van daardie mense wat gewoon nie aanvaarbaar was, behalwe natuurlik vir die kringe waarna hy beweeg het, wat maar beskou was deur sy mense as sondaars, mense wat nie deel was van God se familie nie. Dis 'n ou wat iets van verwerping beleef het, en dis al wat ek vir nou daaroor wil sê. Kom ons luister na die teks, en ek wil jou nooi, luister en vra jouself, wat staan vir my uit? Dalk 'n woord, dalk 'n gedagte, dalk iets wat gebeur in die teks. Wat staan vir jou uit? Wat gryp jou aan wanneer jy daarna luister? Jesus het weer weggegaan na die see toe. Die hele skare het na hom gekom en hy het hulle geleer. In die verbygaan sien hy Levi, die seun van Alfeus, by die tolhuis sit en sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. Terwyl Jesus in Levi se huis aangeleen het vir ete, het baie tollenaars en sondaars saam met hom en sy disippels aangeleen, want daar was baie mense wat hom gevolg het. Toe die skrifkenners onder die fariseërs sien dat hy saam met die sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy disippels gevra, waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars? Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel die siekes. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. Wat staan vir jou uit? Watter woorde het jou aangegryp? Wat in dit wat gebeur het met jou gepraat op een of ander manier? Ek gaan dit weer lees, en hierdie keer wil ek jou nooi om juist daai ding wat vir jou uitgestaan het, te vat en aan die hand daarvan weer na die teks te luister, met die vraag, hoekom staan dit vir jou uit? Wat is dit daarvan wat vandag vir jou uitstaan, wat jy dalk moet hoor vandag, wat die Here dalk op 'n manier op jou hart en in jou gedagtes wil kom druk? Jesus het weer weggegaan na die see toe. Die hele skare het na hom gekom en hy het hulle geleer. In die verbygaan sien hy Levi, die seun van Alfeus, by die tolhuis sit en sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg. Terwyl Jesus in Levi se huis aangeleen het vir ete,
het baie tollenaars en sondaars saam met hom en sy disippels aangeleun, want daar was baie mense wat hom gevolg het. Toe die skrifkenners onder die fariseërs sien dat hy saam met die sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy disippels gevra, waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars? Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, gesonde mense het nie 'n dokter nodig nie, maar wel siekes. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars. Ek wil jou nooi om nou op jou eie tyd stil te word en verder hieroor na te dink, in gesprek met die Here hieroor te tree, vir die Here te vra wat hy ook hierdeur vandag op jou hart wil kom druk, en hoe hy ook op hierdie manier jou lewe wil kom transformeer, sodat jy al hoe meer die beeld van Jesus sal vertoon, al hoe meer sal wandel volgens Jesus, al hoe meer sal volg soos Levi in sy voetspore. Ek doen vir ons 'n gebed. Here Jesus, dankie vir hierdie verhaal. Dankie dat u vir Levi spesifiek kom roep het om u te volg, Here, om vir ons iets te wys van u wat daardie mense gaan haal wat verwerp voel. Van u wat daardie mense gaan opsoek wat hulle self ergens in 'n woestyn bevind, weg van mense af, wat voel dat hulle hierdie lewe alleen moet aanpak. Dankie Here dat u by Levi gaan eet het, by hom gaan aansit het, om vir ons iets te openbaar, Here, van 'n lewende verhouding waarin ons met u kan tree, van u wat met ons in verhouding kom tree, wat saam met ons wil aanleen by 'n tafel, om saam met ons te eet, om met ons te gesels, om by ons te kuier, om ons hart en ons menswees met al ons foute raak te sien, om ons te genees, om ons te roep om deel te wees van u koninkryk. Dankie Here dat u ook vir my met al my dinge kom roep om u te volg. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Mag jy in die res van hierdie stuk meditasie en stil word by God regtig ook ietsie nuuts ontdek van die diepte van die woord van God en om van hom stil te word rondom sy woord. Amen.